Goeiemôre, good morning. Ek is Rosanne McKenzie en saam met my het ek natuurlik vir Elsa Esterhuizen en Pieter Koen. En hier aan die ander kant van ons natuurlik ons minister van Finansies, Thys van Sail. Goeiemôre, good morning. Goeiemôre julle. Sterk gepakte stel. Sterk gepak. Julle lyk vir almal so vrolik. Ek voel soos 'n lentebries. Nee, amper winter. Jy vanoggend, hoor. Is dit? Ja. Baie dankie, maar dis omdat julle pragtige blomme hier. Thys is hulle nie pragtig nie. Kyk, is dit nie vir hulle was, het ons 'n show gehad. Sy absoluut dames. Nie vir julle girls. Baie dankie. Daai R50 wat julle beloof het, ons sal dit na die tyd uitsorteer. Baie Maar dankie. goed. Nou kyk, die lang naweek is nou verby, maar ons het 'n baie lekker program wat voorlê, want ons gesels later met Reach for a Dream oor die opkomende pantoffeldag. Arnold gesels later met Rowing SA se Paige Badenhorst en Chris Baxter, en Elof is hier om oor sy nuwe album te gesels. Ons wil hê jy moet saamgesels, dat weet van ons hoe kikker ons jou oggend op. Skandeer die QR-kode op jou skerm en stuur vir ons 'n WhatsApp boodskap. Hoe lekker sal dit ook ons nou wees om te hoor. Lekker daai koffietjie geniet word saam met ons. Baie dankie. Ek wil vanoggend ons oggendpraatjies afskop met ietsie wat nou op pad is om ons almal te vang hier of daar. Dit word nou kouer, mense word siek, mense kry of griep of verkoue. So die wintermaande is nou met ons. So ek het 'n storie gesien op TikTok waar iemand eintlik 'n baie eienaardige stukkie raad gegee het om die verkoue en die griep Op te slaan. Ja, op te slaan. Kyk bietjie hier. If you're suffering from a cold or flu, all you need to do is grab an onion. You can leave the skin on, cut it in round slices, put your feet in there, put a sock on, and leave it overnight. The paws under your feet will absorb the phosphoric acid from the onion. It will kill germs, bacteria, purify your blood, absorb toxins. I don't know. I'm not sure if I'd rather actually get sick than smelling of onions and being healthy. I think I might take a cold or a flu instead. Sal julle hierdie sokkies direk probeer? Ek weet nie, was daar nie 'n opvolg soos 'n paar toe? Hulle het mos TikTok breek hom altyd op. Jy Ja. op 'n paar toe en 'n paar 3. Ek wil graag weet wat was die uiteinde? Haar oë het seker begin traan en toe sê sy nee, die neus is nou oop en die oë het getraan, weg is die verkoue van die eie. Wel, dit kan vir 'n paar goedjies werk. Natuurlik daai voetjies wat 'n bietjie stinkerig is, jy weet, so is eider 'n eie reekie of daai buurman wat jy niks like hier op 'n Saterdag, so hom nou oornooi en jy maak jou braaibroodjie. Nee, Jy dan gee maar daai eitjie vol Van jy daai weet. uitjie. Die beste ding daarvan is hy het al hierdie wetenskaplike navorsing na dit oor dit gaan van die toxins ontslaa raak en die phosphoric acid gaan, maar dit is iets wat ek glad nie sou probeer nie. Maar daar's natuurlik boereraad wat in ons almal se families is wat mense sê o, jy moet hierdie doen en dan sal die verkoue bietjie weggaan. So wat is die boereraad wat julle dan gebruik? Yes, Pieter. Ek weet jy, ek het net daai enetjie al gebruik, jy weet, en hy werk regtig waar. Jy weet, so nou 'n bietjie van 'n los maag gee, dan vat jy 'n detteltjie. Jy weet, so klein bietjie dettel en 'n klein bietjie warm water. Kyk, dis die slegste ding wat jy moontlik in jou lewe kan doen, maar hy fix hom net so. Please note that none of this is actual medical advice. Dit is net 'n bietjie boereraad. My mom has this thing that she gives the kids when she visits, they call it potion. And it's olive oil and black vinegar, like a little drop of it. But then it tastes horrible. Jy moet die gesigte sien as hulle daai tot so doen. Maar dan die volgende dag hoes hulle nie meer nie. Werk soos 'n bom. Yeah. And then other things that you do just to keep yourself healthy in this time of colds and flus and stuff, not necessarily a boereraad. Ja, ek het 'n noodwendige boereraad om te deel nie, maar ek drink maar 'n bruistablet. Ja. Vita G. Ek is nie gaande oor gemmer nie, maar blykbaar werk dit. Ja. So ek glo nogal daarin. Ja, maar dis baie gesond. Ek het natuurlik 'n boereraad. Ek weet nie, hulle sê jy moet 'n brandewyn vat nie. Jy vat 'n gemmer brandewyntjie. Dan net so 2 of 3 mates tots soos ons mos maar van praat. Maak jy hom net so bietjie warm, so 10 sekondes in die mikrogolfoond. Slat hom weg, vat al die kombers en device in jou huis, gooi dit oor jou en sweet hom uit. Wow, like a hot toddy and a hot blanket. Wel, so gepraat van sokkies waarna jy nou verwys het. Dit lei my na ons volgende storie, want ek wil nou eers vir julle vra, wie van julle bly gereeld by hotelle? En gastehuise. Gastehuise eerder. Ja, Ja, nee, nee, daar, ja.
Goed, nou gebruik julle daai koffiestasie met die ketel wat gewoonlik in die kamer is. Daar's niks so lekker soos 'n vars koppie koffie in die oggend. Lekker man. Ja, maar daai maak my net bekommerd, want die manier wat jy het gevra het hierdie kant sê. Want ek het gebruik om absoluut en dis ou van wat is nou op pad? So eintlik wil hy sê hy gooi ook 'n koffietjie, Ja. maar hy was te bang om dit Om te dit te mis. sê. Julle, hierdie is vir my baie erg. Volgens 'n artikel wat van dese week in The Sun verskyn het, kook hotelgaste onderklere in ketels wat glo nooit behoorlik skoongemaak word nie. En dis nou volgens 'n oud skoonmaker. Thys, wil jy reageer? Dit lyk so. Ja. Nou, hierdie voormalige huishulp van luukse hotelle in Manchester en Londen het onthul dat gaste hulle onderbroeke, sokkies en selfs seekos in kamerketels kook. Sy sê dat 'n mens verbaas sal wees hoe baie mense die ketel soos 'n algemene pot gebruik omdat hulle nie die wasbak wil gebruik nie en het glo al sokkies, onderklere en seekos dan nou daar gesien. So volgens haar word die ketel selde aan die binnekant skoongemaak en meestal net vinnig van buite afgevee tensy iemand kla. So ja, sal julle weer maklik koffie in 'n ketel maak. Ja. Hey, jy was onlangs in Londen. Ja, kyk, dit is ek is half my grin hier, so dan dink ek vir myself nou, what happened there? Jy weet, maar ek kan daarom sê ja, ons is nie een van daai wat dit sal gedoen het nie, want ek het al ons onderklere elke aand vloer aan die panty bar, jy weet. Die plekke waar tuis ook gaan uithang as hulle bietjie gaan vakansie hou. Dis navorsing, smart navorsing. Ek verstaan mense net nie. Die wasbak is daar. Die ketel is daar vir 'n rede. Dit is om 'n koppie tee of koffie of dalk 'n soppie of wat ook al te maak. En om dit dan te doen, dit is vir my net regtig net nasty. Like maak nie sin nie. Word nie die maniere geleer. Presies. Maar die presies. kos steel. Ja, ek wonder hoe gaan dit in daai mense se huise? Dink jy hulle doen dit in hulle huise ook of is hulle nou maar net snaaks om te sê? Dis amper soos die rocksterre wat jy gehoor het, hulle gooi TV stukkend en Ja. skeer die banke en goeders op. Gaan jy dit by jou huis doen? Nee, so hoekom doen jy dit in 'n hotel of gastehuis? Ek wil net 'n regstelling maak want 'n mens kan nie koffie in 'n ketel maak nie. Ek het nou vroeër dit gevra so, Ja. maar ek bedoel met die ketel dan nou met die water wat jy kook, maar is daar enigiets anders wat jy spesifiek laat grill in 'n hotel? Hoe styf die laken is as jy Ja. onder die kom. How's that possible? Dit is so, hoe maak Ja. hulle die beddens op? Die laken is so ontsettend styf. Ek sê, okay, I get it. Like there's a protocol they've got to follow to Ja. have that kind of very crisp and clean and neat bed. But Goed, maar it is too much. Maar wat van iets soos die matte wat 'n mens soms aantref in die hotel? Ek het 'n issue met 'n kussing. Ek weet nie van julle nie. Ja. Ek hou nie van 'n kussing nie. Want onthou jou kop is sommer daar, so ek sal eerder my eie kussing vat of as hy 'n Ja. ver toer dan sê ek baie keer dis sommer net ek. Jy weet, as ek die kussing sloop afval en byvoorbeeld omdraai met 'n T-shirt wat ek byvoorbeeld Ja. Ek doen dit ook. Of 'n handdoek. yes, Ja. op 'n handdoek Ja. wat ook al die geval is, ja. So ons sukkel maar 'n bietjie met die OCD lyk dit vir Ja. my. Ja. Pieter? Wees net Daai hoog handdoeke, genoeg aan Pieter, die handdoeke daai wat so hard is, Ja, daai. val daai lakens net Kan nie. aan. Dis al wat ek sal sê. Val dit net aan en slap. I just sometimes feel like maybe we don't need to know all of these things from the internet. Sometimes it's Yeah. not Ja. really that Okay, Elsa. necessary. Ek gaan nie kop drink. Julle so wel. Ons los dit nou vir eers daar. Net hierna gesels ons met die DA-leier in Tshwane. Sal jy brink oor wat om positief te wees oor ons land se toekoms. Bly ingeskakel.